Dankie dat ons stemme kan verhef, Here, en kan sing hoe groot U liefde is, dat U naby is, Here, dat U ons fondasie en ons fundament is, Here. Maar dankie ook dat ons kan weet, dat niks ons kan keer van U liefde nie. Niks kan ons weghou van die plan en die doel wat U vir ons het nie. En Here, daarom sit ons ook vanoggend hier so, Here, om U woord te kan kom hoor. Here, om eer en lof aan U te bring, maar so ek, Here, om net rustigheid en vrede in U teenwoordigheid te kan kom vind. Here, help ons ook dat ons vandag hier sal uitstap, Here, met 'n nuwe betekenis van dit wat U gedoen het vir ons in die kruis. Here, dat ons hier sal uitstap met nuwe woorde of met nuwe lus om uit te gaan en te gaan verkondig dit wat U gedoen het. Here, wees ook nou waar ons nog verder gaan sing en spreek ook deur ons met U woord. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. As die skoonheid ons sterrende nacht, meer as wat ons ooit op aarde lewe, is dit wat om Heer liefde ken. Meer as goud, meer as goud, so I was your name. That's the place I feel calling you. That's the place I feel calling you. Yeah.
ons lydenstyd waar ons onsself voorberei vir Paasfees. Nou, ons is in week 2 van ons lydenstyd en in die tyd gaan ons bietjie gesels rondom die 7 kruiswoorde van Jesus wat nou met Aswoensdag begin het. En hierdie 7 kruiswoorde wat Jesus gespreek het aan die kruis, moes woorde wees wat deur pyn ook deurgemaak is. Hoe Jesus so aan die kruis gehang het en elke keer homself eintlik moes opdruk teen sy voete net om asem te haal om hierdie kruiswoorde te kan uitspreek. En hierdie woorde spesifiek is woorde wat iets vir ons elkeen vandag nog iets kan beteken. Woorde wat ons iets van Jesus se karakter kom wys. Woorde wat sy liefde vir ons kom uitverklaar hoe groot dit is en hoe wonderbaarlik hy na ons elkeen kyk en hoe lief hy is vir ons. So die eerste woorde eintlik gaan rondom bemoediging. Dit gaan ook rondom vergifnis en nou versorging wat ons vandag na gaan kyk. Daarom wil ek hê die van julle wat julle Bybels het, kan saam ook maak by Johannes 19 waar ons vanoggend gaan lees. Spesifiek hierdie kruiswoorde wat hy met sy ma Maria praat. En vanaf vers 25 af tot en met vers 27 sê daar vir ons: by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Kleopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en 'n disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar: daar is u seun. Daarna sê hy vir sy disipel: daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou, ons lees net daai paar verse. Nou, as ons 'n bietjie kyk na Maria, wie was Maria gewees? Nou, vandat sy in die Bybel bekend geword het, en seker is sy 'n jong vrou wat verloof was aan Josef, hierdie jong vrou wat 'n boodskap ontvang het van 'n engel af, wat vir haar goeie tyding gebring het, dat sy 'n seun in die wêreld sal bring, en dat sy vir hom die naam moet gee, Jesus. Nou in Lukas 1 vers 26 tot 33 vertel die Here verhaal van waar die engel na Maria toe gekom het, maar ook hierdie wat die engel vir haar sê, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Nou dis nog as 'n sterk woord wat daar kom en ding wat op Jesus se lewe gaan wees, hierdie babatjie wat nog nie eens gebore is nie, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Nou dink net, hierdie jong vrou wat nog nie eens getroud is nie, sy's net verloof, kry die tyding dat sy 'n ma gaan word. Sy weet nie eers wat dit is om 'n vrou te wees nie, wat nog van om 'n ma te wees vir 'n babatjie wat van haar afhanklik gaan wees, vir wie sy moet sorg en voorgoed moet leer. Maar tog Maria en die later haar man Josef het hierdie opdrag vir die engel vir hulle gegee, baie ernstig opgevat. Hulle het hierdie babatjie groot gemaak as 'n godsvreesende man, hardwerkend, en dan ook het hulle al die menslikheid en die goed van die lewe vir hierdie babatjie geleer. Wat dit beteken om groot te word, om jou drome uit te leef, om vertroos as hy sy toon gestamp het, of wat dit ook al mag wees om te eet. Hulle het daardie opdrag regtig gevat en gesê, hulle gaan hom leer en hom groot maak tot die beste van hulle vermoë. Maar tog soos elke ma en eintlik elke pa ook, die oomblik Maria moes geweet het of besef het dat sy swanger is, dink ek moes sy gebid het vir haar seun. Sy moet gebid het vir die lewe wat in haar besig is om te ontwikkel, net soos wat ons as ma's en ouers ook vir ons kinders bid. Hoe ons hulle aan die Here opdra en vra vir beskerming. Maar soos wat Jesus groot geword het en hy toe in sy bediening ingegaan het Maria nie eenkant toe gestaan nie. Sy het saam met Jesus in die bediening ingegaan, sy het hom ondersteun. Sy was daar saam met hom, sy het saam met hom gereis waar hy ook al was. So sy self het een van Jesus se disippels geword. Sy het agter hom aangeloop, sy het by hom goed geleer, goed wat sy nooit vir hom geleer kon geleer het nie. So Maria as vrou en as ma se liefde vir haar seun was onbeskryflik groot. Haar liefde was so groot dat sy regtig al ander kinders eintlik eenkant gelos het. Sy
sy was lief vir hulle, sy het omgegee vir ander kinders, maar Jesus was die een, so met wie sy gestap het. Sy het agter hom aangegaan, sy het saam met hom gereis, sy het dinge saam met hom gedoen, sy het lewe geskenk aan die een, wat ons sondes sou kom verlos. En dit is hoe ons haar ook kan onthou. Sy is die een wat lewe geskenk het aan die een, wat vir ons die verlossing bring. So eintlik is sy, inderwaar regtig 'n groot, sterk vrou, want sy het ons Here groot gemaak. Sy het die menslike goed van ons wêreld vir ons Here en ons koning geleer. So dink ek wat ons alles deur haar gedagtes gegaan het, elke keer as sy iets om geleer is van, maar hy weet dit eintlik, maar ek gaan hom leer, want dit is belangrik dat hy moet weet, uit 'n menslike oogpunt uit hoe om seker goed te doen. Want Jesus was tog volledig mens. Hy moes die dinge van die menslikheid moes hy leer. Maar soos elke ma, het 'n mamma 'n vrees vir haar kinders, en dit wat gaan gebeur. 'n Vrees dat hulle gaan seer kry, en 'n ouer wil so graag haar kind en sy kind beskerm. Hulle wil nie hê die kinders moet seer kry nie. Maar hierdie woorde wat Simeon vir Maria en Josef gesê het in Lukas 2 vers 34 tot 35 het toe waar geword. Dit sê daar, Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en opstand van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. So die dag toe Jesus ingeseën was deur Simeon, het Maria hulle hierdie woorde gekry van, daar gaan 'n swaard deur haar hart gesteek word. Sy gaan pyn beleef, net soos wat Jesus gaan pyn beleef. Nou hierdie metafoor is dan juis waar geword. Hierdie metafoor van 'n swaard wat deur haar siel gaan steek, het waar geword en sy het daardie pyn fisies beleef in haar lewe. En Jesus het ook daardie pyn beleef fisies deur spykers wat in sy hande ingeslaan is. Maar tog met hierdie wete van dat haar kind deur al hierdie pyn en lyding gaan, het hy nog steeds hom groot gemaak in die wil van die Vader. Sy het nog steeds gehoor gegee aan hierdie opdrag dat sy moet haar seun teruggee aan God, want hy is eintlik God. Hierdie belofte wat God wil gee, maar ek sal altyd by jou wees, en jy sal die kind groot maak tot die beste van jou vermoë, want ek saam met jou die pad stap. Nou dis mooi, en dis regtig merkwaardig oor dit wat God vir Maria gegee het, en die belofte wat hy vir haar daar gegee het. Maar daar waar Jesus aan die kruis hang, en soos wat hy afkyk na sy ma wat daar staan, voor hom, huil, en dis letterlik hierdie swaard wat deur haar siel deurgedruk het, hierdie pyn wat sy beleef van haar seun wat aan die kruis hang, kon Jesus nie sy rug op haar draai nie. Die vrou wat hom groot gemaak het, die vrou wat vir hom versorg het, kon hy nie nou net los en sê, maar ek gaan nie nakyk nie, ek gaan nie vir haar voorsien die dag van ek nie meer hier is nie. Nou in die Joodse tradisie daardie tyd, as die man van die vrou doodgegaan het, moes die oudste seun dan nou na die ma, na die gesin kyk. En as die oudste seun dan iets oorgekom het, moes die volgende oudste seun dan na die ma gekyk het. Maar as daar nie 'n seun was, dan moes die volgende manlike familielid die rol oorneem en versorging toepas. En dit is juist dan nou wat Jesus hier probeer doen het met hierdie woorde. Waar hy hang aan die kruis, waar hy besef, maar hoe sy rol as oudste seun moet vervul word, want hy is nie meer daar, of hy gaan nie meer fisies daar wees, om sy ma te beskerm nie, om vir sy ma te versorg nie. En daarom het hy gesê, maar hierdie disipel wat voor hom staan, Johannes wat tot die uiterste toe uitgehou het en by Jesus se sy saam met hom was, hy gaan na my ma kyk. Nou daar is klomp bespiegelinge wat sê, hoekom Johannes die enigste een is wat daar voor die kruis gestaan het, en hoekom Jesus dan nou vir hom hierdie opdrag gegee het om na sy ma te kyk. Want eintlik was dit Jesus se broers en susters se opdrag gewees dan nou, om na Maria te kyk, om haar te versorg. Maar Jesus het iets anders raak gesien in Johannes. En hy het gesê, maar Johannes, jy sal my ma inneem.
Jy sal my ma versorg en jy sal vir haar liefde kan wys, soos dat ek liefde bewys aan haar. Jy sal iets anders vir haar kan gee, so eintlik vertel Jesus vir my, neem my rol in. Kom staan my skoene vol en versorg my ma. Want ek kan haar nie oorlaat aan enigiemand anders nie. Nou is Jesus wel menslik in daardie stadium en het hy nodig om sy ma wat lewe aan hom geskenk het te versorg, het hy ook gehoorsaamheid bewys. Want Maria was gehoorsaam gewees die oomblik toe die engel vir haar die boodskap gegee het, dat sy 'n kind sal hê en sy het hom reg groot gemaak, maar Maria het daardie gehoorsaamheid aan Jesus as mens ook geleer. En Jesus het dit uitgeleef so tot hy aan die kruis gehang het. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, hy het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. So Jesus het geleef wat dit beteken om gehoorsaam te wees, maar hierdie gehoorsaamheid was die uiterste gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat sy lewe as mens fisies gekos het. Maar tog uit hierdie gehoorsaamheid uit, wys dit 'n stuk liefde. Die grootste liefde wat enige iemand nog kan kry, het hy vir sy ma gewys. Dat sy ma nie alleen sal wees nie, dat sy ma versorg sal wees deur iemand wat baie na aan Jesus self is. Daarom het Johannes dan nou hierdie rol ingeneem. En dadelik na hierdie gebeurtenisse, Maria en Johannes het nie kans gegee nie. Maria het dadelik by Johannes ingetrek, soos wat die woord vir ons sê. Johannes het dadelik sy rol opgeneem en hy het vir Maria versorg. Maar as ek net bedink aan Jesus self wat daar hang. Hy is besig om sy rol as oudste seun oor te gee. Maar dink jy die emosies wat hy moes beleef het? Die seer en die pyn van, ek moet seker op my ma se kei, maar ook, ek moet my vertroue in hierdie ma sodat hy sal sorg. So dink net wat moes alles deur Jesus gegaan het op daardie stadium. Maar soos dat Jesus daar hang en hy spreek hierdie woorde en hy sien dat hierdie Johannes, sy disipel, sy ma gaan inneem en vir haar gaan versorg, kan ons dan ook sê, maar hoe kan ons dan leef hoe Jesus vir ons versorg? Kan ons sien dat Jesus ook vir ons elkeen, soos wat hy daar aan die kruis hang, vir ons ook sê, maar ek gaan iets vir jou gee, iemand vir jou gee om jou te versorg, iemand om na jou te kyk. Ons kan onsself so verbeel, dat Jesus so met ons praat, want Romeine 8 vers 15 sê daar, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. So eintlik het Jesus ons ook nie alleen gelos nie. Ons kan dalk ook op 'n stadium gevoel het al in ons lewe, maar ons is verlate en die Here is nie saam met ons nie. Maar Jesus het eintlik aan die kruis al beloof dat hy iemand gaan stuur om ons te kom versorg. Iemand wat sy rol gaan kom inneem en dit is die Heilige Gees. So hierdie belofte dat ons nooit alleen sal wees nie, is waar. Ons sien dit ons elke dag lewe en ons sien hoe die Heilige Gees ons versorg en goed vir ons kom voorsien. Hoe die Heilige Gees ons kom help en saam met ons eintlik ons lewe doen. Ons is nie alleen nie. Maar by die plek van die kruis, of by die voete van die kruis, staan Jesus se ma en een van sy disippels, eintlik sy familie. En is die voet by die kruis nie 'n plek waar ons as families eintlik nou met by mekaar kom nie. 'n plek waar ons dan nou moet intree vir ons families en vir mekaar moet bid, waar kinders vir hulle ouers moet bid, waar ouers vir hulle kinders moet bid. 'n plek waar ons weer veilig voel en voel dat dis waar ons hoort. Die voet van die kruis is ook 'n plek waar nie net gesinne nie, maar mense wat uitgeskei word uit die samelewing uit, mense wat nie juist nou in 'n gesin vorm is nie, dat hulle 'n geloofsfamilie kan vind.
'n plek waar hulle kan vind, hulle het 'n deeltjie, hulle hoort daar. Dis hulle deel waar hulle kan wees en hulle pas in. Hier is die plek waar ons onvoorwaardelike liefde kan beleef. Van Jesus Christus wat na ons kyk. Wat sê, ek gaan jou versorg, ek gaan by jou wees en jy is welkom om my familie te wees. Ek nooi jou in en ek vra kom wees deel van my. Dis eintlik wat Jesus na ons toe kom uitreik en vir ons kom sê. Maar so is dit ons as geloofsfamilie dan nou eintlik ook by die voet van die kruis vanoggend. En ons vra, Here, kom trek ons saam as geloofsfamilie in. Here, ons wil vir mekaar bid, ons wil mekaar bystaan. Ons wil regtig daar wees vir mekaar. Nou as ons moet dink aan ons eie lewens, ons familie het ons dalk al seer gemaak. Ons familie het ons dalk al so weggestoot of sleg gesê dat ons nie regtig weet hoe ons kan vergewe nie. Ons sukkel om te vergeet van dit wat hulle gedoen het aan ons. Ons harte is gebreek en dalk is dit ook ons ouers wat dit gedoen het. Ons ouers wat ons verwerp het, weggestoot het, want hulle het ander goed bo ons gekies. Maar tot vanoggend, soos wat ons by die kruis kom sit, kan ons hierdie woorde hoor van Jesus. Woorde van eintlik, ek kom gee vir jou genesing, want ek gee vir jou 'n plek waar jy hoort. Ek kom gee vir jou bevryding, en ek kom versorg jou, want jy is my kind. Dis wat Jesus vir ons vanoggend wil kom sê, hy bring genesing vir ons, hy kom giet sy liefde oor ons uit, soos wat hy die woorde aan ons dan nou sê. Nou ons is nie Jesus se ma nie, ons is nie Maria nie. Ons is ook nie die disipel wat hier so geskryf het in die Johannes Evangelie, die geliefde disipel, wat hierdie opdrag gekry het om Jesus se ma te versorg nie. Maar ek is ek en jy is jy. En ons elkeen het 'n opdrag gekry, ons elkeen het iets gekry van die Here af, maar ook ons elkeen kry die woorde van Jesus dat ek is by jou. Ek is saam met jou. Maar ons elkeen het vanoggend dalk iets anders gehoor. Die Here kom gee 'n boodskap vir ons en hy wil hê ons elkeen moet iets hoor van sy hart, soos wat hy daar aan die kruis hang. Hy wil vir ons elkeen 'n belofte kom gee vanoggend. Nou ek weet nie wat dit is nie. Net jy kan dit met die Here uitklaar. Maar ek wil ons met ons oë toe maak. En ons moet vir 'n ruk net fokus op die Here. So ons maak ons oë toe en ons luister hier. Wat sê die Here vanoggend vir jou soos wat hy aan die kruis hang? Wat se woorde hoor jy wat Jesus oor jou spreek vanoggend? Waarna toe nooi hy jou uit? En kan jy vanoggend regtig voor hom staan, voor die kruis, jou hart oopmaak en kom sê, maar Here, ek sukkel met dit, of ek het seer oor dit. Hoor wat sy belofte is. Sien sy liefde raak vir jou, soos wat hy daar aan die kruis hang. Luister na hom en praat met hom.
Here Jesus, soos wat ons vanoggend hierso in die huis bymekaar kom, Here, kom sit ons voor die kruis. Here, ons elkeen kom maak ons harte oop voor U. Ons elkeen kom praat met U en ons deel dit wat in ons hart aangaan, die seer wat ons dalk het of die baie goed wat ons moet doen. Here, ons gejaagdheid. Maar Here, dankie dat ons vanoggend by die kruis rustigheid kan kom vind. Maar Here, so ook dankie dat ons familie kan kom vind, Here. 'n geloofsfamilie waar ons 'n plek het, waar ons inpas, waar ons hoort. Maar Here, so ook waar ons kan weet dat ons 'n plek het in U familie, rondom U tafel in die koninkryk. Here, kom wees met ons elkeen vandag. Here, kom praat met ons deur die res van die week ook van wat dit beteken om voor die kruis te kom sit. En Here, waar ons dalk gekonfronteer word met moeilike goed, of goed, Here, wat ons nie voor beplan het nie. Here, kom versorg ons, geef ons die nodige krag en energie. Kom geef ons die wysheid en die insig wat ons nodig het, Here. Here, help ons ook om te weet, ons is nie alleen nie. Here, U is saam met ons en U versorg ons. U voorsien in al ons behoeftes. Maak nie saak hoe baie of hoe groot dit is nie, Here. U voorsien in dit wat ons nodig het. Here, dankie vir dit en dankie dat U 'n belofte aan ons elkeen kom maak volgend. Dat ons U kinders is. Dankie vir die liefde wat so groot is vir ons. En dankie, Here, dat U ook die Gees vir ons gegee het om saam met ons hierdie pad te stap. Seën ons in hierdie week, Here. Ek sê vir U dankie vir dit. Bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou vir ons geleentheid gee om ons dankoffers op te neem. Baie dankie. Gaan we weer een verstekking opnemen. We hebben weer een verstekking opnemen. Dat ken ik nog niet eens. Oh
Hallelujah.